Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof. Kierig het dan gister aangetoon hoe dat tydens die ballingskap daar 'n oorgang in die Ou Testament ontwikkel het, van die beskrywing van natuurlike dinge wat mense ervaar het, na die beskrywing van bonatuurlike dinge wat mense nie daagliks kan ervaar nie. Daarom word daar ook beelde gebruik wat heeltemal onwerklik is. Die enigste boek in die Ou Testament waarin hierdie nuwe wêreldbeskouing volledig ontwikkel word, is Daniël, wat baie laat in die ballingskap geskryf is. Gaan kyk maar net na die onwerklike diere wat in Daniël 7 beskryf word. Die oorname van die bose magte het beteken dat die heerskappy van God op aarde in gedrang gekom het. Die heerskappy waaroor veral die psalms so heerlik kom sing. Dink maar net aan Psalm 47 vers 3. Die Here is die groot koning oor die hele aarde. Trouwens, daar is baie psalms wat hieroor sing, soos Psalm 46 tot 50. Hierdie heerskappy is deur die bose magte gebreek. Dat die duiwel en sy magte die wêreld van die Here gesteel het, is 'n beeld wat Jesus self later gebruik, byvoorbeeld Matteus 12 vers 29. Die duiwel is nou die god van hierdie wêreld, soos in 2 Korintiërs 4 vers 4 en 1 Johannes 5 vers 19. Daarom kan die duiwel vir Jesus al die koninkryke van die aarde aanbied, as Jesus hom sou aanbid, soos Matteus 4 vers 8 vertel. Dis 'n werklike versoeking vir Jesus, omdat dit juis is wat hy moes kom doen, om die wêreld van die bose magte terug te wen, en so God se heerskappy, sy koninkryk op aarde te herstel. Daarom kondig Jesus ook aan dat die koninkryk van God gekom het, juis as hy duiwels uit mense se lewens uitdryf. Matteus 12 vers 28. Dis ook die rede waarom Jesus se genesings en duiweluitdrywing die grootste enkele element is in sy aardse optrede. Hy herstel God se heerskappy, God se koninkryk. Hiermee is klaar 'n bepaalde verband gelê tussen die Ou en Nuwe Testament, die natuurlike en die bo-natuurlike. Jesus tree op teen hierdie bo-natuurlike agtergrond. Daarom praat hy van dinge wat nêrens in die Ou Testament na vore gekom het nie, behalwe in die apokaliptiese literatuur, wat eers baie laat geskryf is, soos byvoorbeeld die boek Daniël, en 'n paar dele uit ander boeke soos Jesaja 24 tot 27 en Sagaria 12 tot 14. Hy praat van 'n wêreldeinde, van die groot opstanding, die oordeel, die verderf, sake wat nooit in die vroeë dele van die Ou Testament te sprake gekom het nie. Sonder die agtergrond van die apokaliptiek in die laat Ou Testament sou ons baie min van Jesus se optrede kon verstaan. Daarom is die oorgang na hierdie apokaliptiese wêreldbeskouing so belangrik. Maar dit vind nie plaas tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, tussen Maleagi en Matteus nie, maar dit vind binne die Ou Testament plaas. Dit is dus onvoldoende om net die twee testamente met mekaar te probeer vergelyk. En ons kry presies dieselfde in die Nuwe Testament, maar ons gaan môre daarna kyk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat toe almal gedink het dat die bose beheer oor hierdie wêreld oorgeneem het u seun gekom en die finale oorwinning oor hulle kom behaal. Help vir ons, om wanneer dit ook vir ons verlyk of die bose te veel geraak het en te sterk is in hierdie tyd waarin ons leef, dat ons daaraan sal vashou,
dat ons die verlosser ken, die oorwinnaar, wat u koninkryk kom herstel het. In Jesus se naam. Amen.